Die houthuis in Marloth Park. 'n Clarissa Clairvoyant storie bygeskryf en weer opgeneem met 'n kinkel. My eie werklike belewenis aan die einde van hierdie storie. Dit gebeur net so vinnig, soms oornag. Een aand is die laagwaterbrug wat jou van Komatipoort se kant af na die Krokodilbrug hek toe moet neem, nog sigbaar. Die volgende oggend stroom die water bo-oor. Clarissa voor hier staan saam met ander toeriste verstom na die rollende waters van die Krokodilrivier en kyk. Dit is kort na Stan se skielike heengaan en sy moes net vir 'n paar dae uit waterval boven wegkom, waar alles haar aan hom herinner. Nou is sy een van vele teleurgestelde toeriste en besoekers aan die Kreurwiltuin wat nie kan deurry na die kamp waar hulle die aand bespreek is nie. Dit is te laat om te draai en terug te ry na die Malalaan hek toe en te hoop om onder Sabi betyds te bereik. Sy sal iewers elders slaapplek vir die nag moet vind. Clarissa haal haar selfoon uit haar handsak en Google bekostige slaapplek, Komatipoort of Marloth Park. Sy hoor skielik 'n stem wat 'n straatnaam en nommer sê, met die woorde, oulike houthuise daar te huur. Wanneer sy opkyk, sien sy net die rugkant van 'n man wat van haar af wegstap. Dankie, roep sy agterna, gaan klim in haar kar, waar sy die naam en nommer onmiddellik op haar kar se GPS insleutel. 'n halfuur later hou sy voor die adres stil. Sy hoop dat sy reg gehoor het, want die plek lyk taamlik verlate. Net toe sy besluit om na 'n ander blyplek vir die nag te gaan soek, kom iemand teen die stoeptrappies af en stap reguit na haar toe. Ja, dit is nie juis 'n groet nie, en die man lyk alles behalwe vriendelik. Of miskien lyk hy hartseer, soos iemand wat ook onlangs 'n geliefde verloor het. Clarissa ken daardie kyk in iemand se oë. Sy sien dit immers elke dag in haar eie oë wanneer sy in die spieël kyk. Ek sou vanaand in Ondersabi geslaap het, maar die Volrivier het gekeer dat ek kan deurry, verduidelik sy. En toe stuur hy jou hiernatoe. Die man kyk stip na haar, voordat hy na die huis beduie. Dit is daardie eenheid aan die regterkant. Ek kry gou vir jou die sleutel. Die eenheid? Dit lyk soos 'n groot huis in 'n U-vorm, maar nou dat sy mooi kyk, sien Clarissa dat daar 4 verskillende deure is, wat almal op een dekstoep uitloop. Selfsorg oop plankamers, met eie badkamers en elkeen 'n eie kombuisie. Die tarief wat die man vra vir een nag se verblyf is werklik besonder billik. En Clarissa betaal sommer kontant. Wanneer die man die eenheid regs oopsluit, ruik dit 'n bietjie na mif, asof die plek vir 'n lang tyd toegestaan het. Maar die beddegoed lyk darm skoon en netjies. Eenkant is daar 2 stoele, met 'n klein tafeltjie tussenin. Op die tafel is daar 'n oop voelboek en langsaan 'n verkyker en 'n leesbril. Daar is 'n eetplek by die sentrum, as jy nie voorbereid is om vanaand vir jouself kos te maak nie. Sit net jou stoeplig aan wanneer jy ry. Dit kan baie donker raak in die bos. Daarna druk die man die geld in sy broeksak en stap weg. Clarissa laai haar kombuisgoedjies uit die kar. Alles in haar koelsak is nog gevries. Sy bekyk die inhoud van haar kostrommeltjie. Sy het 'n keuse tussen 'n blik roommielies en bone in tamatiesous, of 'n rolletjie met kaas en bologna vir aandete, maar dit is wat sy vanmiddag ook geëet het. Daar is natuurlik ook koffie, suiker, lang lewe melk en beskuit. So wat sal dit wees? Waarvoor is sy lus vir vanaand? Niks. Sy tel haar kar se sleutels op. Iets lekkerder by die restaurant in die sentrum. Sy bevind haarself min genoeg op vakansie.
Sy self in die vakansiebedryf, maar as eienares van Claire's Kaja in Waterval Boven, is sy die een wat mense ontvang en dan sorg dat hulle iets te ete kry. Nie dat sy verwag dat meneer Nukkerig van hier vir haar moet kos gee nie. Hy kon darm net iets in die lyn gesê het van, geniet jou verblyfie by ons. Dit is iets wat sy altyd sê. 9 uur is Clarissa terug by die houthuis, na 'n steak and chips by die sentrum. Sy stort, drink 'n slaappil en klim met 'n boek in die bed. Soos wat sy gehoop het, begin die woorde swem en sy sit die boek op die bedkassie langs haar neer. Bye, nog 'n dag sonder Stan. Probeer tog net om te slaap. Tot 2 uur, toe daar 'n dringende klop aan die glasdeur is. Clarissa vlieg vervaard oorend en strompel na die deur toe. Sonder om die lig binne aan te skakel, druk sy die gordyn eenkant toe om op die stoep uit te kyk. Maar daar is niemand, nie op die stoep nie, en ook nie so ver as wat sy in die dowwe lig van die buitelug kan sien nie. Sy wag 'n oomblik voordat sy terugklim in die bed. Daarna bly die slaap weg. Boonop raak die houthuis aan die kraak. Dit is normaal vir houthuise. In die dag bak die son die planke dat elkeen sy eie rigting probeer inslaan. In die nag, wanneer dit afkoel, krimp daardie planke weer in 'n ander rigting. Is die hout nie heeltemal droog en goed verwerk nie, trek die hele plek uiteindelik skeef. Maar hierdie een lyk daarom redelik solied. En toe besef sy, dit is nie hierdie geval nie, terwyl sy met oë toe lê en luister. Die huis is lankal gebou en het waarskynlik al die rek en strek en krimptoets van die tyd weerstaan. Toe besef Clarissa, dit is nie gewone kraakgeluide nie. Duidelik hoor sy voetstappe van iemand wat stadig deur die houthuis beweeg. Sy lê op haar linkersy. Die voetstappe kom agter haar uit die badkamer. Dit stap tot in die kombuishoekie. Dit stop min of meer waar die yskas moet wees. Verbeel sy haar of maak iemand die yskas oop. Sy sal nie omdraai en kyk nie. As daar 'n oortreder in die huis is, moet hy glo dat sy salig aan die slaap is en vat wat hy wil vat, solank hy haar net uitlos. Maar toe, en hoe het hy in die huis gekom, want die plek is gesluit. Daar is tog net een deur, die een waarvandaan die klop 'n rukkie gelede gekom het. Die sleutel steek aan die binnekant van die glasdeur. Nie net het sy die glasdeur gesluit nie, sy het ook die grendel aan die binnekant opgeskuif. Sover sy kon vasstel, is daar nie ander deure waarby 'n persoon kon inkom nie, en die venster is klein horkies oral. Die voetstappe kom nou na die voetkant van die bed en kom daar tot stilstaan. Met yskoue sekerheid weet Clarissa dat wie ook al vir die voetstappe verantwoordelik is, nou na haar staan en kyk. Daarna beweeg dit weer na die skuifdeurtjie. Sy wip van die skrik toe iemand hard aan die deur begin ruk, asof hy wil uitstap, maar sukkel om die deur oop te kry. Dan draai hy om en stap tot voor die bed. Litte wat kraak, iemand wat op sy hurke afsak. As sy nou haar oë oopmaak, sal sy waarskynlik in sy gesig vaskyk, want sy voel hom. Sy voel sy asemhaling hier teen haar gesig, die koue wat sy teenwoordigheid bring. Dan kom hy stadig oorend en stap weer na die deur toe. Vir die eerste keer maak Clarissa haar oë oop. Op skreefies, is dit dalk Stan wat haar hiernatoe gevolg het? Hy doen dit mos soms, sy sien hom gereeld nog in hulle huis in Waterval Boven ook. Maar nee, die rugkant van die wasige figuur wat sy vaagweg by die deur uitmaak, behoort nie aan haar man nie. Die man draai om en stap weer kombuis toe. Hy staan lank by die wasbak na die krane en kyk. Toe draai om en stap weer by die badkamer in, en die volgende oomblik spoel daar
'n toilet? 'n rukkie later kom hy uit en gaan sit op die voetkant van die bed. Sy voel hoe die bed swaar word daar en insak. Maar daarna gebeur alles weer van vooraf. Sy swaar voete val, wat beweeg tot by die deur. Hy ruk en blik daaraan en verskuif tot by die linkerkant van die bed. Hurk weer by haar, staan op en beweeg na die badkamer toe. Soms sien Clarissa sy wasige figuur, maar meestal hoor sy hom net, veral toe hy weer op die bedkant gaan sit. Sy stadige, amper moeisame asemhaling. Dit gebeur tot 3 uur daardie oggend. En toe raak het skielik stil, so stil dat Clarissa weer aan die slaap raak. Sy word eers na 8 wakker en begin vervaard pak. Terwyl sy haar goed in die kar laai, kom die eienaar van die plek aangestap. Hy kyk lank en ondersoekend na haar, asof sy iets het om vir hom te vertel. Maar sy het nie. Sy wil nie daaroor praat nie. Mense wil graag weet, as daar iets bonatuurlik in hulle huise gebeur. Hulle wil ook nie weet van geliefdes wat nie rus nie. Maar dit is duidelik. As hy nie gaan praat nie, gaan hy dit doen, want hy begin vertel. Dit is my geliefde wat jy gesien het. My maat rus nie. Dit was 'n hartaanval. Hy het 2 uur in die nag begin sleg voel, rondbeweeg. Ek het vir hom gesê, kom slaap, ons het te veel geëet, en die kos wat ryk was. Die dat hy so aanhoudend ook na die badkamer toe moes gaan. Dit klink amper soos Sans se storie van daai aand. Haar man wat oorlede is, behalwe dat die hartaanval wat sy lewe kort geknip het, helder oordag gebeur het. Maar Clarissa is nie van plan om haar storie ook te vertel nie. Sy luister net na hierdie man sin. My ou maat wou die hele tyd by die deur uit. Ek het vir hom gesê, dit is nag, hier loop wilde diere rond, en waar gaan ons nou 'n dokter kry? Kom lê man, jy voel net sleg, jy is effens naar, jy het te veel geëet, maar toe sak hy in mekaar. Ek het hom opgeraap en kar toe gesleep. Die man draai om en wys na 'n boom. Die kar het daar gestaan, dit was voor ons die afdakke opgerig het. Maar teen die tyd dat ons by die kar gekom het, was dit verby. My ou maat was klaar dood. Ek is jammer. Clarissa laai die laaste van haar goedjies in die kar. Sy wag dat hy moet klaar praat. Ek het hom in die steek gelaat. As ek net na hom geluister het en hom vroeër by die hospitaal gekry het, 'n dokter laat kom het, dan sou hy dalk nog geleef het. Onwaarskynlik. Sy tyd was sy tyd. Clarissa weet, dit troos nie altyd nie, maar sy het dit mos met Stan gesien. Die dorpse dokter en 'n ambulans was binne minute daar, maar hy was reeds weg. Nee, dit is my skuld. Die man wys na die dwarstak van 'n boom, waaronder sy mater blykbaar gesterf het. Ek het die afdakke opgerig, maar dit was die laaste wat ek gedoen het. Ek kon nie meer sonder hom aangaan nie. Dis die dat ek myself daar gaan ophang het. Van die dak afgespring, tou my nek. Mense het nooit die liefde wat ons vir mekaar gevoel het, werklik verstaan nie. Dit kon nie die einde wees nie, dit kon nie so stop nie. Daarmee draai hy om en stap terug stoep toe. En wat sien Clarissa? Daar op die stoep wag sy maat vir hom. Nou eers herken Clarissa hom, die man wat vir haar die adres op die Krokodilrivier se oewer gegee het, hiernatoe. Dit is ook hy wat so rusteloos heen en weer gestap het in die nag. Die 2 manne hak by mekaar in en waai vir Clarissa. En toe stap hulle by die regterkant se huisie in en daar verdwyn die beeltenisse en die deur is toe agter hulle. Bewend van skok en ontsteltenis maak Clarissa
haar kar se voordeur oop, net toe een van die bure aan gedrafstap kom. Het jy gedink om vanaand hier te kom oorslaap? Vra die vrou. Ek doen nou die verhuuring en hou die plek in stand, sedert die eienaars beide 2 jaar gelede redelik kort na mekaar tragies oorlede is. Jy kan in enige van die 3 plekkies aan die linkerkant oornag. Ons verhuur nog nie hulle eenheid uit nie. Alles is nog daar, net soos toe hulle weg was. Dit is die eenheid, heel regs daar. Nee, dankie, antwoord Clarissa. Ek is eintlik op pad Wildtuin toe en ek moet Malelaan omry. En dit is die einde van die Clarissa storie. Nou, my eie soortgelyke ware belewenis, nog voordat ek Clarissa se storie geskryf het. Die inspirasie, dalk. 'n Paar jaar gelede ry ek saam met 'n vriendin en oud Sandparke kollega van my na Oranje. 'n Belewenis en 'n voorreg. Die laaste aand slaap ons op 'n wildsplaas. Hulle familiesin en my vriendin kuier by haar kinders. Ek kies om die aand alleen in die oulike jagkamp oor te slaap. Ek het 'n verslag om te tik. Dit is oulike houthuise. Daar is 'n beautiful gemeenskaplike onthaalarea en van die stoep af sien ek laatmiddag 'n trop swart-wit pense. Vir my, die mooiste Afrika anteloop met hulle booghorings. Ons het die middag nog iets by 'n restaurant in Oranje gekoop om te eet. En ek het my oorbly kossies in 'n brakkie pakkie saamgeneem daarna-toe. Genoeg kos vir my vir die aand, dankie. En ek het koeldrank en nog 'n klein boksie wyn oor, wat oorgebly het nadat ons by 'n ander oud kollega by Van der Kloof Dam tuis gegaan het. Ek maak vinnig my verslag klaar, drink laat aan 'n koffie, stort en gaan klim in die bed. En ek raak aan die slaap. Net na 2 hoor ek iemand by die deur. My vriendin het gesê die kamp is veilig. Niemand kom ooit hiernatoe nie, en veral nie in die aand nie. Dan kan dit seker net sy wees. Dalk het sy 'n krisis met haar of met die kinders, dalk iets in Pretoria, dalk moet ons ry. Ek staan op en gaan loer verby die gordyn. Die deur is gesluit. Die sleutel steek aan die binnekant en daar wag niemand op die houtdek buite nie. Dit was dus my verbeelding, of dalk die wind, al was die bome se takke doodstil. Ek klim terug in die bed, gaan lê op my linker sy, maak oë toe en wag vir die slaap om my in te haal. En toe gebeur dit. Die vloer begin kraak daar langs die yskas agter my rug. Dit klink kompleet soos afgemete voetstappe wat van daar afkom en die houtvloer stelselmatig laat steun onder sy gewig. Dit stop by die voetenend van die bed en draai na die deur. Daar ontstaan 'n gevroetel by die deur. Dit klink soos iemand wat probeer oopsluit. Daarna draai die voetstappe om en stap tot reg voor my en verby na die badkamer net agter die houtmuur wat teen die kopstuk van die bed staan. En daar spoel die toilet. Ek word yskoud. Iemand is so waaragtig hier by my in die houthuisie. Die voetstappe kom uit die badkamer. Dit stop langs my by die bed. Dit kyk na my, ek voel dit. Ek kan nie terugkyk nie. Dis 'n ou taktiek. Hoeveel keer het ek al my oë toegeknyp as ek dink daar is iemand by my in 'n huis, selfs 'n moontlike inbreker. Maak liewer asof jy dit nie sien nie. Dan vat hulle wat hulle wil vat. Dit waarvoor hulle gekom het en hulle los jou ten minste uit. Paniek, hou net jou asemhaling reëlmatig, praat ek met myself, min of meer. Uiteindelik draai die voetstappe weer om. Dit stap na die onderpunt van die bed. Ek kan duidelik voel hoe iemand daar gaan sit. Ek hoor harde asemhaling, benoude asemhaling, beslis van 'n man.
Miskien in distress. Ek maak my oë oop en loer versigtig. Daar is niks by die voetenend van die bed nie, maar ek hoor hom duidelik. Na 'n rukkie staan hy weer op. Ek kan voel hoe die bed liggies meegee. Hy stap na die yskas, maak hy die deur oop, dit weer toe, en hier kom hy weer. Ek knyp my oë toe. Ek kan nie kyk nie, moenie dat hy sien jy weet van hom nie. Die voetstappe kom weer aan, reg om die bed. Hy gaan voel aan die deur. Toe stap hy badkamer toe. Die keer spoel dit nie. 'n ijskoue briesie, toe hy vlak by my verbystap, weer deur toe. Dit is koud, dit is Julie in die Noord-Kaap, maar as hy naby kom, is dit ysig koud. Die keer maak ek my oë op skreefies oop. Ek maak slegs die dowwe buitelyne van 'n wasige figuur uit. Beslis 'n man, sy rug na my gekeer. Hy staan daar voor die deur, sy hande langs sy sye, asof hy opgehou het om te probeer om uit te gaan. Ek bid saggies, ek is nie bang vir hom nie. Dit is net nie iets wat 'n mens in die middel van die nag wil beleef nie. Uiteindelik raak ek in die slaap, waarskynlik net deur die genade. 5:00 in die oggend is ek op en wakker. Ek pak, my goed staan al reg, sodat ons net kan laai wanneer my vriendin kom. Ek besluit wat gisteraand in hierdie huisie gebeur het, hoef sy niks van te weet nie. Behalwe dat sy toe vir my die doringboom langs die huisie wys en sê, onthou die boom, onthou alles wat jy hier gesien het, hoe die plek daaruit sien, want daar is iets wat ek vir jou gaan vertel. Sy wil nie voor haar kleindogter praat nie. Sy hoef eintlik nie. Ek weet mos eintlik klaar iets. Die volle storie vertel sy vir my nadat ons die kind afgelaai het. Haar suster se kerel wat gedurende 1 ou jaar 'n hartaanval gekry het. Sleg gevoel het deur die aand hier van 2 uur af rondgedwaal het daar binne. Almal het gesê dis die kos, dit was te ryk. Maar toe is hy uiteindelik daar by die huisie dood. Baie ongemaklik gevoel en in die vroeë oggendure van die nag sy laaste asem daar reg onder die boom uitgeblaas. Ek is bly, ek het dit nie die vorige aand geweet nie, want dan sou ek geglo dat die voetstappe net 'n figmentasie van my besondere vrugbare verbeelding was. Nou weet ek wat ek gesien het, wat ek gehoor het, wat ek beleef het, is die waarheid. Sy gees was in daardie stadium nog steeds daar.